verskil, dit wil ons sê, goeiemôre, al die mooi mense, en Niels. Weet jy wat, ek probeer my enig, tot insigte gebring, dus sê ek, man, almal is nie mooi nie. Dus sê, almal is van binnenkant mooi, almal wat die Here ken, is van binnenkant mooi. So, ek is so bly is vanoggend hier, ek weet jy is op die regte plek, en ek het vroeër vir die musikant en voorstanders gesê, dit gaan alles oor God. Ons is hier om die eer volgens, self die woord wat bedien word volgens in die swaar, en wanneer ons nou gaan oorgaan en saam in aanbidding, dit is alles vir die Here. Ons wil volgens aan hom al die lof en al die eer en die aanbidding gee. Ek net verskoning gemaak, al verskoning wat ek van weet is, het ek verskoning gemaak, plek hier die wonder verskoning gemaak, ek so myne dat ek verskoning gemaak. En dan wil ek vra as ons volgende open met gebed, dat ons al dink, daar so baie mense, kan jy net die skerm gooi waar die mense wat ons bid asseblief. Daar's die mense en die redes waarvan ons bid vanoggend. En weet jy die mense het regtig die Here nodig, ek weet, Pastoor Michael die Here in sy liggaam nodig, Pastoor Leslie die Here in sy liggaam nodig, Shamaine het die Here in haar liggaam nodig, Veronica is vanoggend ook siek en sy is hier agter die klavier en ek het hoor 'n paar van die voorstanders vanoggend mag gehoes. So ons glo dat by ons vanoggend dan die lof en eer aan die Here gaan bring, dat is wat goed kan. So bid, kom ons bid vir die mense. Hoe gaan dit saam hier deesdae, Chris? Beter. Ons is dankbaar, jy is in Jan, dankbaar jy is ook volgend hier. Afgesien van die mense is ongestel, dit is dan nog in die huis van die Here, en daarvoor is ons regtig volgens so dankbaar. Ek wil praat dat ons ek wil net ook vir Lizaan en Heinrich Kreur volgens welkom sê, dis die mense wat daar sit. Ek het volgens vroeg gesê, sy is op die regte plek. En as sy gekom het om met die Here te ontmoet, gaan dit volgend gebeur. Van die Heilige Gees is hier. Ek weet ook die Heilige Gees gaan volgend beweeg van sitplek tot sitplek en elkeen van ons op 'n besondere wyse sê. Ek gaan vra, Chris, sal jy vir ons asseblief open met gebed? Kom ons staan saam terwyl Chris vir ons gaan open met gebed. Baie dankie. Ons Vader, ons kom hierdie oggend hier na U toe, want ons het U nodig. Baie bitter nodig met die tyd waarin ons leef. Ons het die krag nodig, ons het die seën van die Here nodig. Ons het die verlossing nodig, ons het die vrymaking nodig. Maar meer as dit, Here, het ons in ons innerlike wese, het ons die wil, drang om U te loof en U te prys en te erken dat U die God van die lewende is, dat U die Alfa, die Omega, die blinkmôre ster is, die begin en die einde, Here, dat U ons alles is. En daarom kan ons ook in hierdie oggend hier vir U vra, Vader, hierdie gebedslys, hierdie mense wat siek is, wil ons regtig hierdie gees van siekte breek, afbreek, wat die heers, wil hulle vryspreek, ons wil die genesing van Jesus Christus oor elke liewe persoon hier uit oor laat gaan, en dan Vader, dankie ook dat deur die bloed van Jesus vir ons verlossing gekom het, dat ons maar net kan opkyk en weet, as ons gebed, ons benodighede aan die bekend maak, met danksegging en erbarming, en nederigheid, Here, dan weet ons dat U sal voorsien. En dan kom die Gees van die Here en hy gee vir jou die vrede van die Here. En ons bid vir daardie vrede vanmôre, dat die Heilige Gees ook hier in ons sal wees, in hierdie gemeente. Seën die prediker, seën die sang, seën elkeen, Here. Ons het U nodig in Jesus naam. Amen. Amen. Voor ons gaan sing, ek het amper verkeerd, dat net die verjaarsdag vir die week wat voor lê, en die mense dan sê geluk en weet jy, dit is eintlik dit is 'n groot voorreg om nog te verjaar. Want dan die Here jou nog 'n jaar gespaar. Nou die verjaarsdag vir die week wat voor lê is die 16de, dit is môre, is Betty Graham en Marley Olivier. En dan die 17de is Magda Breitenbach en die 19de is Marley Pina. Ek glo regtig die gebed van ons hart is dat die Here nog baie jare kan spaar en dat God so goed het en guns oor die lewe gaan wees. Ek het hier klaar gegroet, ek gaan nie weer groet nie. Ek het hier getik, ons eerste koorvers vandag sê, He is worthy to be praised, He lifted me. Het jy al daaroor nagedink? Ek het hierdie week gelees, ons word die beeld van dit wat ons aanbid. En om daarbij aan te sluit, kan die gerus Psalm 115 gaan lees. Aanbidding is die belangrikste instrument wat God gebruik om ons beeld na die van sy seun te verander.
Daarom hoop ek, jy is net so opgewonde vanoggend soos ek, om te weet, dat om te loof en te aanbid, vanoggend regtig 'n groot voorreg is. Kom ons sing, kom aanbid vanoggend en bring hom die eer en die lof, wat hom toe kom aan God kom al die lof en die eer en aanbidding toe, tot al ewigheid. Ek hoop dit 'n goeie dag as ons dan weer saam sing.
sê, Psalm 63 vers 5 sê, so sal ek U prys my lewe lang, en U naam my hande ophef. Dan sê Psalm 134 vers 2, hef jy dan hande op na die heiligdom en loof die Here. Dan Psalm 141 vers 2 sê, laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Kom het toe dit volgende. Wil ons 'n volgende koorvers gaan sing? My hande hef ek op na U. My hande hef ek op na U, ek loof U naam en buig voor U, want U is Heer, die koning van my hart. My hande hef ek op na U, ek loof U naam en buig voor U, want U is Heer, die koning van my hart. En ek ken al van U, en ek sit stil en ander nie, as dat U in my hande leef, daar is geen plek vir ander nie. Voor U, Heer, leef nou my lewe neer. My hande hef ek op na U, ek loof U naam en buig voor U, want U is Heer, die koning van my hart. My hande hef ek op na U, ek loof U naam en buig voor U, want U is Heer, die koning van my hart. En ek ken al van U, en ek sit lewe lang nie, as dat U in my hande leef, daar is geen plek vir ander nie. Voor U, Heer, leef nou my lewe neer. En ek ken al van U, en ek sit lewe lang nie, as dat U in my hande leef, daar is geen plek vir ander nie. Voor U, Heer, leef nou my lewe neer. Voor U, Heer, leef nou my lewe neer. Voor U, Heer, leef nou my lewe neer. Hande omhoog, met my hand wil ek loop, uit my hand wil ek sing, 'n dankoffer aan my Jesus voor
handen omhoog. Trek mijn ogen en door. Uit mijn handen en dan overbrengt. Kom ons raak stil terwyl ons bewus word van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Ek weet nie van u nie, maar ek voel die Heilige Gees is volgens hier. Ons lees in Jesaja 6, heilig, heilig, heilig is Jehovah. God se heiligheid word in die Bybel beklemtoon. Soos Jesaja kan ons vanoggend ook met vertroue weet dat ons in hom rein kan wees. Ons heilige God en Vader Jehovah, die een wat ons vanoggend uitnooi om in sy teenwoordigheid te staan. Die een wie sy heerlikheid die hele aarde vul. Terwyl as jy die volgende ooit in die kop uitkom, dan weet dat jy die hoofd moet buig en oor sluit, terwyl ons sê heilig, heilig, heilig is die Here van die Heerskare. Heilig, 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 is die Heer van die Heerskare. Heilig, 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 is die Heer God, die alles vol van sy heerlijkheid. He always
vir 'n paar oomblik waar hy staan. Kom ons gee God die lof en eer, toe kom Here ons loof, ons prys U vanoggend. Here, U is prysenswaardig. Dank Here vir wat U vir ons doen. U is ons God en ons Vader, Here, ons eer U daarvoor vanoggend. Dankie dat die Heilige Gees vanoggend hier teenwoordig is, Here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Ek sal nooit vergeet, ek sit die middag in my TV-kamer en ek is verskriklik lus vir vleis, vir braai vleis. En ek kyk so en ek sit te kyk en ek sien die ouens maak daar so vuurtjies en hulle braai gasbraaiers en die rook van die vleis gaan so asof jy dit self kan ruik. En net daar waar ek sit, sê ek vir die Here, Here, ek sal aan nou like om 'n stukkie braaivleis te hê. En so 'n paar minute gaan verby en ek hoor my deurklokkie lui. En kom daar 'n man staan daar met so 'n pak. Dis wors, dis steaks, dis saties, dis skaapchops. Pastoor, ek het die NG Kerk se bazaar ondersteun. En toe wil ek koop ek hierdie vleis by hulle. Miskien kan julle dit gebruik.
dis my God. Dis die God wat voorsien. Dis in 1996. In hierdie week sit ek in my sitkamer. Jy weet ek mag maar so eintlik nie bestuur nie, mag nie rondgaan nie. Want ek is nou afgeloek tot die einde van die maand. En ek is so lus vir 'n bietjie salami. En ek weet, daar is 2 bybetalings op my mediese onkoste van onlangs van R4.000 dat ek nog moet betaal. En al wat ek sê is, Here, ek weet nie waar dit vandaan gaan kom nie, maar ek ken U. Maar Here, ek is ook nog steeds lus vir salami. Ek weet nie, my foon net een kan ek hoor, hy maak so snaakse piepgeluid. Ek los dit. En toe ek weer sien, gaan kyk, het iemand vir my R6.000 betaal. Ek klim in my voertuig, gaan koop vir my R100 salami. Dis die God wat ek in die aanbid. Hy is 'n hoorder van gebed. En hy ken my in jou hart vanmôre. En ek wil dit maar net vanmôre bring, want ek kan nie stil bly nie. Die Here is nog steeds dieselfde. Die Here sê nie pastoor Mike, ons wag op die woord. Baie dankie musikante, dankie Swarie vir die lei van die musiek vanmôre. Jy het weer eens goed gedoen. Môre aan elkeen van u. Gaan dit goed? Ja, lekker geslaap. Julle toe oor geslaap. Dis verkeerd, want die Bybel sê waak en bid. Dit is vir my 'n voorreg en ek gaan weer vanmôre probeer om die woord te bedien. Jy moet maar vir my bid, geliefdes, my gesondheid is besig om baie vinnig agteruit te gaan. Baie vinnig. En ek sukkel regtig. Maar ek wil aanhou totdat ek regtig nie meer kan. Maar kom ons gaan praat oor deel 2. Ons tema is 'n geestelike oorlog. En ek glo dat ons weer vanmôre 1 of 2 punte sal hoor wat vir ons tot stigting sal wees. Ons gaan oor deel 2 praat vanmôre en die 3 punte onder deel 2 gaan wees dat ons moet staande bly teen die liste van die vyand. En die tweede punt is, gaan ons kyk na die karakter, die karakter van die vyand, die aard van die vyand. En die derde punt gaan wees, lewe en oorvloed. Maar verlede week het die tyd ons so vinnig ingehaal, dat daar was iets wat ek vir u nog onderken jou vyand wou sê, en as u my gaan verdra vanmôre, dan wil ek net dit vinnig doen voordat ons na deel 2 toe beweeg. Ons skriflesing vir al hierdie gedeelte, die preke wat ek gaan preek oor die geestelike oorlog, kom uit Efesiërs 6 uit en vanaf vers 10. En ons lees dit weer saam vanmôre. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Dis waarop ons vanmôre later gaan fokus. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en teen die magte en teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil
nadat julle alles volbring het, staande kan bly. So, ons gaan op versie 11 fokus, en ons gaan op versie 13 fokus. Hy sê, staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord met die borswapen van geregtigheid en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede, behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose kan uitblus, en neem die helm van die verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Net tot daar. Ons gaan vanmôre dan versie 11 na kyk, versie 13 praat van staande bly en vers 14 praat van staan dan vas. Ons het verlede week geëindig en u sal onthou dat ons het gesê niemand van ons is perfek of volmaak. En ons het gesê dat elkeen van ons in ons lewe 'n swakheid het. En dat die vyand ken nie net ons swakheid nie, maar die vyand gebruik ons swakhede om ons tot 'n geestelike val te bring en om ons te sondig. So dit het ek verlede week mee afgesluit. Maar gun my net so 'n paar minute en ek gaan nie lank hierop vertoef nie. Maar daar is nog een punt wat ek vir u wil noem onder deel 1. Toe hulle my jare terug oproep vir die weermag, onthou ek daar die eerste paar weke, dit kan miskien 'n maand wees, het die bevelvoerder ons geroep om 'n induksieklas by te woon. Dit was verpligting. En in die induksieklas het die bevelvoerder vir ons alles vertel oor die vyand in die bos. Hy het vir ons gesê, wat is die vyand se karakter, wat is die vyand se aard, wat is die vyand se tegnieke, wat is die vyand se metodes, wat is die vyand se strategie, hoe val die vyand 'n mens aan, wat moet ons doen as die vyand aanval. Hy het oor daardie dinge gepraat. U sal onthou wat op die grens was. En eers nadat hy ons ingelig het oor wie die vyand is ons ontplooi in die oorlogsveld. Nie voor dit nie, want dan sou ons uitmekaar geskiet word. So ons moes eers weet wie ons vyand is. En dan wil ek vanmôre vir u sê, in die geestelike oorlog wat ons voer, is dit uiters belangrik dat ons weet wie ons vyand is. Ons kan nie 'n vyand veg as ons nie weet wie ons vyand is. Dis ek reg? So ons moet weet wat is die karakter van hierdie duiwel en die Satan. Ons moet weet wat dit is en ons gaan vanmôre daarna kyk. Ons moet weet wat se modus operandi hy volg. Ons moet weet watter tegnieke, watter metodes, watter liste, watter strategie gebruik hy. Anders sal ons 'n teken word vir die vyand in die geestelike oorlog. Nou is my vraag vir u vanmôre: hoe sal ons weet wie ons vyand is? Ons moet die Bybel lees en bestudeer. Die woord van die Here vertel vir ons wat die vyand, wie die vyand, wat sy strategie, wat sy werke, wat sy bedrywighede is. Hoor mooi, dis nie nuwe nuus nie. Maar geliefdes, as ons nie tyd gaan maak vir die woord van die Here nie, gaan die vyand met ons mors in die geestelike oorlog. Ek wil in liefde vanmôre iets vir u sê en ek beklei nie. Maar dit is nie genoeg om die Bybel een keer 'n week te lees of een keer 'n maand nie.
Want die vyand beklei ons elke dag. Ons moet tyd maak vir die woord van die Here om staande te bly teen die vyand se aanval. Ek glo, en ek glo dat u saam met my gaan stem, dat die woord van die Here is die kragtigste wapen in die geestelike oorlog. Stem jy saam? Maar dit is nie net die kragtigste wapen nie. Daar word van my en jou as God se kinders wat in 'n oorlog betrokke is, daar word van ons verwag om die wapen te ken. Is ek reg? Onthou u, toe party van u was ek verlede week gesê in die Tweede Wêreldoorlog en die Eerste Wêreldoorlog, ander was saam met ons op die grens. Onthou u, toe ons in die weermag was, het die korporaal en die luitenant by tye vir ons geroep en dan staan ons daar, dan sê hy, haal die wapen uit mekaar uit. Onthou u dit? En dan sê hy, binne soveel sekondes, sit weer die wapen by mekaar. Daar was 'n rede daarvoor. Ons moes die wapen ken, sodat as ons in die oorlogveld is en die wapen stoor, dat ons die wapen kan regmaak en kan skiet. Ons moet die wapen ken. En om die wapen te ken, en ek herhaal my wat ek wil hê, dit moet by ons tuis word, ons moet die woord van die Here gereeld lees en bestudeer. Jesus word vir 40 dae en 40 nagte het Jesus gevas en hy kom uit die woestyn en die ou vyand val hom aan en die vyand versoek hom by 3 geleenthede. En Jesus sê vir hom in Matteus 4, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. 'n tweede keer sê die Bybel, Jesus sê, hy praat met die vyand, daar is geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. 'n derde keer praat die Here Jesus met die vyand en hy sê vir hom, daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Kom ek sê vanmôre vir u en ek, in die oorlogsveld is 'n teiken vir die vyand en hy gaan alles in sy vermoë doen om jou en my te versoek om die verkeerde en die kwaad en die sonde te doen. Kom ons leer vanmôre dat ons soos Jesus, dat ons sê vyand, daar staan geskrywe. Ek het so 'n bietjie gaan nalees en gaan kyk wat het Jesus eintlik bedoel toe hy sê daar staan geskrywe. En die meeste kommentare het vir my gesê, Jesus het vir die vyand gesê, dit is in die woord van God opgeteken. Vyand, dit staan in die Bybel. Hoor u vanmôre hoe belangrik dit is dat u en ek die woord van God moet lees en bestudeer. Kom ek sê vir die verder, ek glo met my hele hart mense, dat ons die aard van die woord, die karakter van die woord, die kenmerke van die woord, die eienskappe van die woord, ons moet dit ken. As ons dit ken, sal ons die vyand kan uitoorlê in die geestelike oorlog. Nou vra ons vanmôre, en dit was vir my so mooi toe ek dit raak lees en ek het dit in my boodskap ingebring.
Wat sê die Bybel is die aard van God se woorde? Wat sê die Bybel is die karakter van God se woord? Ek gaan dit vir u noem vanmôre en as u notas maak dit, maar anders moet u maar weer na die opname kyk na die tyd. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die woord wys vir ons rigting in die oorlog. Die woord bring vir ons duidelikheid in donkerte. Die woord is soos vuur. Dit reinig die mense en dit brand die sonde uit. Die woord is soos 'n hamer. Dit verbreek die harde harte van 'n mens en dit verbreek alle weerstande in die mens se lewe. Die woord is soos 'n swaard, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel, gees, gewrigte, murg en 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die harte. Die woord onderskei tussen waarheid en leuns. Die woord sny deur die misleiding van die vyand. Die woord is soeter as heuning. Die woord bring vreugde en dankbaarheid in ons hart. Al is ons in 'n geestelike oorlog. Ons moet dit goed weet. Die woord van die Here is 'n spier. Die woord wys vir ons wie ons werklik is en die woord openbaar aan ons waar ons moet verander in ons lewe. Die woord is so saad, dit bring lewe voort en dit groei in die ontvanklike hart. Mense, as u en ek die vyand wil uitoorlê, dan moet u en ek die aard van die woord ken. Is ek reg? Dan moet ons die karakter van die woord ken. Ons moet die eienskappe van die woord ken. Ons moet die kenmerke van die woord ken. En ons gaan dit nie ken as ons dit nie lees. En nou vra mense, hoekom is dit so dat ek tot 'n val kom in die geestelike oorlog? Hoekom is dit dat die vyand my trippe in die geestelike oorlog? Dan vra ek maar net 'n baie dood-eenvoudige en simpel vraag. Hoeveel uur het ons hierdie week met God se woord spandeer? Ek is nie veroordelend nie. Ek wil u probeer help. Ek wil vir u sê dat die vyand is listig en die vyand is dalk uit om ons te verwoes. En as ons nie tyd het om te spandeer om die woord van die Here nie, moenie dan vir ons sê ons kom tot 'n val nie. Dis ons eie skuld. Is jy kwaad vir my? Praat ek die waarheid? Dit is so baie maklik om vingers te wys en allerhande ander dinge te sê. En baie keer moet ons na onsself kyk en sê, maar broer, jy hierdie week was jy so besig met die dinge van die Here en jy het nooit uitgekom by die Here van die woord. Goed, dit bring ons by deel 2 van ons boodskap en ek hou die tyd dop. Nommer 1, staande bly teen die liste van die vyand. Die Griekse woordjie, wie kan my help? Ek het dit al in diepte bespreek. Kom maar nou. Sit ek jou op die spot. Methodias. Die Griekse woordjie vir liste is die Griekse woordjie Methodias. Ek gaan dit nie weer in diepte bespreek nie, ons het dit al gedoen. Dit beteken in Afrikaans die metode van die vyand. Maar wanneer ons gaan kyk na die letterlike betekenis van die woord liste, dan hoor nou mooi. Liste beteken 'n goed, as jy wil neerskryf moet jy nou hoor, 'n goed
beplande strategie. As ons praat van liste, praat ons van 'n stelsel van misleiding. As ons praat van liste, die letterlike betekenis is 'n slim plan van die duiwel met 'n doel. So as ek vanmôre vir u sê, ons moet staande bly teen die liste van die vyand, dan sê ek vir u, ons moet staande bly teen 'n goed beplande strategie. Ons moet staande bly teen 'n stelsel, 'n uitgewerkte stelsel van misleiding. Dink jy dat die vyand werk georganiseer? Nee, hy is 'n georganiseerde kerel. Wanneer ek sê staande bly teen die liste, dan sê ek ons moet staande bly teen die slim planne van die duiwel met 'n doel. Geliefdes, hoor my vanmôre, die vyand werk nie roekeloos nie. Hoor my. Die vyand werk sistematies en die vyand werk strategies. Hy werk met 'n deurdagte plan. Hy werk met 'n deurdagte metode om ons te mislei en te verlei om die sonde te doen. En wanneer Paulus kom en Paulus sê ons moet staande bly by 3 geleenthede, het ek dit gelees in ons teks vanmôre. Ons moet staande bly, dan sê Paulus vir ons moet staande bly teen die deurdagte planne van die vyand en die deurdagte metodes van die vyand. Die vyand wil hê ons moet wankel. Die vyand wil hê dat ons moet twyfel aan ons geloof, want hy weet in die Bybel staan geskrywe, vir die wat twyfel kan God niks doen nie. Die ou vyand wil ons fokus, wil hy verskuif. In plaas van ons fokus op Jesus verlede week se preke, in plaas van dit wil hy ons fokus op hom plaas. Nou mag ons vanmôre die vraag vra, dit is 'n heel billike vraag om te vra, en dit is, kan ons staande bly teen die liste van die vyand? Kan ons? Ja. Hoekom kan ons staande bly teen die liste? Hoor mooi, en hierop kan u amen sê, omdat die oorwinning reeds behaal is deur Jesus Christus. In hierdie geestelike oorlog veg ons nie eintlik vir oorwinning nie. Hoor mooi, ons veg vanuit die oorwinning. Want Jesus het vir ons oorwinning gegee. Nadat hy opgestaan het uit die dood, wat sê Jesus? Aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. Paulus kom en hy skryf in Efesiërs 1:21 dat ons staande kan bly teen die liste. Hoekom? Hy sê, want Jesus het mag bo alle owerheid, hy het mag bo alle krag, hy het mag bo alle heerskappy, hy het mag bo elke naam wat genoem word, nie alleen op die aarde nie, maar ook in die toekomstige. Sjoe. Ons kan staande bly teen die liste. Ons hoef nie te val nie. Ons hoef nie. Want Paulus skryf in Kolossense 2:15, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. En Paulus sê vir ons, Jesus het die owerhede uitgeklee, hy het die magte uitgeklee, hy het getriomfeer oor vyand en sy owerhede. Ek wil 5 antwoorde vir u gee op hoe bly 'n mens staande teen die liste van die vyand. En ek gaan nie daaroor preek vanmôre nie, dis 'n preek in sigself. Bly in die woord. Bly in gebed. Bly in die gemeenskap van die gelowiges.
kom gedurig na die huis van die Here, want waar die gelowiges aanbid, word ons gestig in hierdie geestelike oorlog. Bly afhanklik van die krag van die Here. Eindelik mense word kragtig in die Here en in die sterkte van die Here. Vyftens, bied weerstand aan die duiwel. Jakobus 4:7 sê, hy sê onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel. En hoor hier die goeie nuus, ek wil u bemoedig mense, ek wil u bemoedig, hoor hier die goeie nuus, en die duiwel, help my, loof die Here. Ons kan staande bly. Die duiwel moet van ons wegvlug, wanneer ons hierdie woord gebruik as die kragtigste wapen in die geestelike oorlog, moet die vyand wyk. Hier Jesus praat met sy disippels in Lukas 10 vers 19. Hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trappe. Hoor, hy sê, ek gee vir julle die mag oor die krag van die vyand. Jo. En dan gee hy belofte. En die belofte is, hy sê, niks sal julle ooit skade doen. Ek wil positief wees vir my. Ek wil hê u moet huis toe gaan en u moet hoor dat terwyl die vyand ons aanval en terwyl hy ons verlei, ons kan staande bly teen die liste van die vyand mense. Hy praat met sy disippels in Lukas 9 vers 1. Hy sê, en hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om die siekes gesond te maak. Nou ek weet nie wat moet ek meer vir u sê om u opgewonde te maak nie. Wanneer ons dit besef wat ek sopas vir u gesê het, en die vyand kom om ons met sy liste, sy beplande strategie te wil aanval en te oorval, dan kan ons teen hom staande bly. Kom ons gaan na die tweede punt toe en ons moet na die tyd kyk. Hoekom werk die horlosie so vinnig? Hoekom, wat se battery het julle nou? Wat is daai battery se naam? Duracell. Wat sê daai mannetjie wat so ronddans en aanhoudend? Nou julle moet wie die koster ook al is daai ding afval vanmôre. Ek sit julle vir hom 'n ander battery in die staan. Wat is die vyand se strategie? En ek gaan nie uitbrei op dit nie, maar hier moet u ore spit. Die Bybel sê in Johannes 8 vers 44, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die Vader dan. Daarteenoor staan in die Bybel in Numeri 23 vers 19. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mens se kind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Nooit. Wat die Here sê, doen hy. Hy sê, sou hy iets spreek en dit nie waar maak nie? Nooit. Wat die Here spreek, maak hy waar. Is ek reg? Amen. Die een hand het ons die straf, het ons die karakter van die vyand, hy's 'n leenaar. Aan die ander hand het ons die karakter van God, hy's die waarheid. Nou wat die vyand wil hê, is dat u en ek draers word, hoor my nou mooi, draers word van die karakter van die vyand. Wat wil hy moet ons doen? Help my, wat is die karakter van die vyand? Leenaar. Ons moet die goed weet, want dit is wat in die oorlogsveld aan die gang is.
Daarteenoor is dit die Here wat sy wens uitspreek en die Here sê ons moet draers wees van sy karakter. Wat is sy karakter? Waar? Daar's 'n beginsel wat ons baie vroeg in ons kinders se lewe vas lê, baie vroeg terwyl hulle jonk is. Dan sê ons vir hulle, jy moet nooit vir pa en ma jok nie. Praat die waarheid. Is ek reg? Dis mos hoe ons kinders grootkom. En ons het dit kort herhaal in die groot word van ons kinders met die hoop op wanneer hulle volwasse is, dat hulle weer sal hoor, moenie vir pa en ma jok nie, praat die waarheid. Want jy sien die begeerte van die vyand is dat ons soos die vyand moet wees. En dit is leuns. Dis leuns. Wat sê die Bybel oor leuns? Want ek wil mooi vir u sê, as kinders van die Here is ons nie veronderstel om draers te wees van die duiwelse karakter. Is ek reg? Is ek reg? Wat sê die Bybel oor leuns en oor waarheid? Hy sê in Kolossense 3:9, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Leuns pas nie by die nuwe mens in Christus Jesus nie. Dis die karakter van die duiwel. In Efesiërs skryf hy sê daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. Nie vir pa jong, praat die waarheid. In 3 Johannes kom die woord en die woord sê wandel in die waarheid. Wandel in die waarheid. Mense, is daar enige waarheid in die vyand? Wandel hy in die waarheid? Nooit. Hy's absolute leenaar in die mens se lewe. Hy kom en hy fluister 'n klomp leuns by ons in ons lewe. Hy sal onder andere vir ons sê, jy is hopeloos. Hy sal sê, jy is waardeloos. Hy sal sê, jy's niks werd nie. Maar dis 'n leuen. Want die Bybel sê, ons is weinig minder as 'n goddelike wese. Die Bybel sê, ons is meer werd as al die mossies in die wêreld. Die Bybel sê, ons is hoog geag in die oë van die Here. Hy lieg vir die mens. Hy sê, ons sal nooit gesond word nie. Ons is nie in staat tot sekere dinge nie. Ons kan sekere omstandighede nie doen nie. Hy lieg vir die mens. Wat moet ons maak as die duiwel so vir ons lieg? Om terug na die woord van die Here. Sê vir hom, wat sê die woord? In Johannes 17 vers 17 staan, u woord is die waarheid. En wanneer jou vyand kom, en wanneer hy so vir u lieg, herinner hom so bietjie aan die beloftes van die Here. Sê vir hom, ons is tot alles in staat deur Jesus wat vir ons krag gee. Amen. Sê vir hom, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Sê vir hom, meer as 'n oorwinnaar is ek deur Jesus Christus wat vir my liefhet. Sê vir hom, as God vir ons is, wie kan teen ons? Jou vyand, 'n leenaar, en ons sy leuns te elimineer, moet ons hom herinner aan die woord wat die waarheid is. Mense, met groot liefde, en ek sê dit baie versigtig, ons moenie vasgevang word in die stryk van leuns. As mense moet ons ophou lieg, en ons moet ons besig met die waarheid. Anders dra ons die karakter. Is nie vir my kwaad nie, ek kan weer preek nie.
Kom ons kyk na die tweede ene en dan gaan ons afsluit. Hy is 'n bedrieger. En toe ek dit lees, toe dink ek aan die verhaal van Jakob en van Esau, toe Jakob sy broer vir sy eerstgeboorte reg bedrieg het. En onthou jy dat hy het hom nie net vir sy eerstgeboorte reg bedrieg nie, hy het hom ook bedrieg vir die seun wat sy vader uitgespreek het. Jakob en Esau kom by mekaar en Jakob sien dat Esau is baie impulsief en hy bedrieg hom. Maar hoor nou mooi. Rebekka en Jakob hoor wat Isak vir Esau sê. En wat sê Jakob, of wat sê Rebekka vir Jakob? Hy sê, gaan haal vir my 2 bokkies uit die kraal en slag die 2 bokkies. En vat die vleis van die 2 bokkies en ek sal 'n ete vir jou pa voorberei. En Jakob besef, as hy hierdie ete gaan voorberei, gaan sy pa agterkom, hy is Jakob. Hoekom? Die Bybel sê, die vel van Jakob was glad. En die vel van Esau? Harig. Hoe bedrieg Rebekka en Jakob vir Isak en vir Esau? Hulle sê, vat die bokkie se vel. Kyk hoe bedrieg hy. En sit dit om die arm en om die hand en om die nek. En wanneer jy by Isak kom, sal hy aan jou voel en jy gaan voel soos Esau. En Rebekka sê, trek Esau se klere aan dat jy kan ryk soos Esau. Is dit nie bedrieg? Nou wil ek vanmôre vir u iets sê. Net soos wat Jakob en Rebekka vir Isak en vir Esau bedrieg het, is die vyand daarop uit om vir ons te bedrieg. Die Bybel sê, dan kom ek tot 'n slotsom. Hy sê in 2 Korintiërs 11:3, maar ek vrees dat net soos die slang Isak deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne miskien bedorwe kan raak en vervreem van die opregtheid. Hoor my vanmôre, die vyand is 'n leenaar. Hy wil hê ons moet ons skuldig maak in leuns. Moenie dit doen. Hy is 'n bedrieger en met sy listigheid sal hy ons bedrieg en hy sal alles doen sodat ons vervreemd wees van die opregtheid van God. Ek gaan nie die derde punt, ek gaan dit net noem vir u. Die vyand is 'n dief. Op 'n ander keer sal ek daaroor met u gesels. Hy het gekom, Johannes sê dit, hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Wat ek wil afsluit. Lewe en oorvloed. Jesus het gekom sodat ons kan lewe en oorvloed. Die Griekse woordjie vir lewe is die woordjie zoe. Zoe beteken geestelike lewe, goddelike lewe. Jesus, wie gekom het dat ons lewe en dat ons in oorvloed kan hê. Jesus is nie 'n leenaar. Jesus is nie 'n bedrieger. Jesus is nie 'n dief. Maar hy het nie net gekom dat ons lewe mag hê. Hy het gekom dat ons lewe en oorvloed mag hê. Weet jy wat beteken die woordjie oorvloed? As jy nou 'n bietjie gaan kyk na die verduidelikings en die definisies vir oorvloed, meer as genoeg. 5 brode plus 2 visse. 5 brode, 2 visse. Hoeveel voed hy? 5000 sonder die vroue en die kinders. Hoeveel mandjies byhoor? 12. Ons speel. As ek vanmôre vir u sê, Jesus gee lewe en oorvloed,
Dat ek weet jy moet hoor, ondanks die aard, die karakter van die vyand, Jesus gee aan jou en my meer as genoeg. Kan ek jou huis toe stuur met dit? Jesus is nie 'n leenaar. Hy's nie 'n bedrieger nie. Hy's nie 'n dief nie. My oom, Jesus gee vir jou meer as genoeg. Ek gaan vir hom meer vra om net vir ons te gebed. En dan kan ons verder. Dankie my oom, sal jy vir ons 'n gebed doen? As jy vir ons die boodskap geniet het, sê amen. En as die boodskap volgende iets beteken het, en as iets geleer is, sê jy amen. Ek wil my swaar sê, baie dankie vir die geseënde boodskap, en ek wil net vra dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van die boodskap, want jy weet dit is soos om in 'n klas te sit, en jy leer iets nie, jy gaan huis nie, vergeet daarvan. As die mense die gaan toepas nie, gaan jy niks self nie. Baie dankie vir die geseënde boodskap, ek waardeer dit regtig baie. Kom ons staan, dan gaan ons slotliedjie sing, terwyl die ouens op die gaan wag vir die tieners nog vergawes. Ons gaan 'n mooi oudpunt sing, ons sal oorwin deur die bloed van die lam. Ons sal oorwin, ons sal oorwin, ons sal oorwin deur die bloed van die lam. Ons sal oorwin, ons sal oorwin, ons sal oorwin in Jesus naam. En die woord van ons verduide, en die woord van ons verduide. Ons sal oorwin, ons sal oorwin, ons sal oorwin in Jesus naam. Ons sal oorwin, ons sal oorwin, ons sal oorwin deur die bloed van die lam. Ons sal oorwin, ons sal oorwin, ons sal oorwin in Jesus naam. En die woord van ons verduide, en die woord van ons verduide. Ons sal oorwin, ons sal oorwin, ons sal oorwin in Jesus naam. Ons sal oorwin, ons sal oorwin, ons sal oorwin deur die bloed van die lam. Ons sal oorwin, ons sal oorwin, ons sal oorwin in Jesus naam. En deur die woord van ons verduide, en deur die woord van ons verduide. Ons sal oorwin, ons sal oorwin, ons sal oorwin in Jesus naam. Ons is meer as oorwinnaars. Die Jesus wat vir ons die krag gee. Kobus, nie gevra om af te sluit met gebed. As Kobus klaar afgesluit het, sit net weer vir 'n paar oomblikke terwyl ek vir die aankondiging sal doen. Baie dankie. Onze Vader, lieve Here, baie dankie vir die woord wat U vir ons gegee het, Heer Jesus, en met ons harte dra, Here, dat ons wat 'n lewende woord is in ons Vader, wat 'n kos vir ons siel is, Here. Dankie Vader vir alles wat vir ons doen, Here. Dat ons rondom ons kyk en sien die groot werk en ons sien die hande werk in ons lewe, Heer Jesus, en Here, dat ons mense kan lief hê met die gawe van liefde wat U vir ons gee, Here. Here, waar ons nou uitgaan, Here, en saam met ons wees,
dan met elkeen van ons, Here Jesus, in ons hart, Here, dat ons die woord sal uitrol daar buite, Here, dat ons net soos die woord 'n lamp vir ons voete sal wees vir mense, Here, deur u liefde, u leiding, Here, Gees, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek sê net vir 'n paar minute, we gaan nie lang wees nie. Ek wil net voor dit aankom so doen, maar net weer vir Veronica en vir Maggie en vir Niels en Philip en alle musikante en voorsangers wat altyd hier voor staan, sê baie dankie. Ek weet, ek kom vroeger kerk toe, elke sondagoggend te oefen. En dit gaan nie altyd maklik, want baie keer is dit dan moeilik, maar ek is so dankbaar vir die musikante en die voorsangers wat hier staan. Ek dink regtig, ek kan hulle aan die Here opdra as ek bid, ons het ook nodig asseblief. Goed. Daar's vanaand woordskool, nee. Woordskool op 1700 uur vir die wat belangstel asseblief, kom woon dit by, ek herhaal wat ek verlede week gesê, dit is makliker om met meer mense te praat as minder mense. En dan, ons bid die woensdagoggend om 9 en dan volgende oggend weer ons erediens om 9:30. Dan baie belangrik, asseblief vir die wat Tannie Sue se 100ste verjaarsdag gaan saamvier op die 12de April, asseblief gee die naam daar agter, of skryf die naam daar as 'n lys, waarop die naam kan skryf met hoeveel mense daar gaan wees, sodat ons kan weet hoeveel mense dit beplan, asseblief. Jy weet die 12de April is om die dag, dit is vir my gevoel soos Kersfees gister, dit is nou weer amper Paasnaweek, die tyd vlieg, asseblief sit die naam op die lys, en dan raak in die Paasnaweek dienste, ek het nie die datums by my nou nie, maar die Vrydagoggend se diens is by Gesina gemeente. Dit is ook reg. Ons gaan Gesina ondersteun die Vrydagoggend en dan die Sondagoggend, die opstanding is Sondag, gaan ons 'n diens in ons eie gemeente hê. So asseblief, weer eens, ek weet daar gaan baie mense wees wat weg is, ons gaan nie wees, ons gaan in die Kaap wees, maar as jy die dienste kan bywoon, asseblief woon dit by. Dit is altyd beter as iemand die voorstaan in die gemeente, die kerk is vol mense. Baie dankie, gaan in die vrede van die Here geniet die Sondag. Dankie.